Goeiedag, jy is ingeskakel hier op Mense Nul Stories saam met my Natasha Fiek. Ja, en dis altyd vir my 'n voorreg om saam met jou te kan kuier en ek vertrou dat jy geniet nog al die programme, al die episodes en al die stories wat hier gedeel word op Mense en Nul Stories. Ja, dit is nuwe varse stories elke week wat ons saam met jou deel en onthou as jy van hierdie episodes gemis het of van die vorige episodes, kan jy gerus gaan na ons Facebook blad en ook ons YouTube kanaal Women After God's Own Heart, ons Facebook blad Mense en Nul Stories en ook ons TikTok Mense en Nul Stories. Gaan maak gerus 'n draai en gaan luister daarna al die ander stories wat ons gedeel het en vertel jou vriende, vertel jou familie om ook in te skakel. Jy weet nie wie het nodig om hierdie stories te hoor nie. Nou as jy vorige keer ingeskakel was, Suster Angie Willard was saam met my in die ateljee en sy is besig om haar hele lewensverhaal saam met ons te deel. So sy is terug en ons gaan verder waar ons opgehou het die laaste keer. So hallo Suster Angie, hoe gaan dit daar en goed om jy weer eens terug te kan hê. Ja, Natasha, so voorreg die hand van die Here gegee. Amen, amen. Om nog weer vandag hier te kan sit. Amen, amen. Suster Angie, ek sê altyd, almal het 'n storie. Elkeen het 'n storie. En soos ek altyd sê, wanneer ons stories deel, ons doen dit nie om enige iemand te na te kom nie. Dis nommer 1. Nommer 1 is eintlik om die Here te verheerlik. Nommer 2 is om niemand te na te kom nie. Ons deel ons stories vanaf uit ons perspektief uit. Nie wat ander miskien deurgemaak het nie, maar wat ons deurgemaak het. So Suster Angie, ons gaan verder met u storie. Ek sê die lewe het vir Suster Angie baie wye en swaaye gegee. Maar hy sit Suster Angie nog steeds meer as 'n oorwinnaar. Ja, dis wonderlik. En is 'n voorreg, Natasha, om my lewe verander te kan deel en om dit in 'n boek om te kom sit op. Yes. En so ja, eendag gaan ek nie meer daar wees nie, dan Amen. gaan daar ander kan nog steeds kan Amen. genesing Amen. kry Amen. daarvan. Ja. So ek sê altyd ek maak dit wat ek deurgegaan het 'n wins. So die dood van my kinders 'n wins. Amen. Van Amen. niks het ons verniet deurgegaan nie. Amen. Amen. Iemand moet daardeur gered kan word. Amen. Bevryding kan kry, Ja. genesing. Ja, en met dit ook gesê, Suster Angie se boek is uit. Haar boek is uit, Die Liefde van God, 'n Job se pad. Suster Angie se boek is uit. So stuur vir ons 'n boodskap as jy ook baie graag haar storie in boekvorm wil hê. Prys die Here. Amen. Kan ons nou begin? Ja, Suster Angie kan maar begin. Is reg. Ja, ek het verlede keer het ek geëindig by die verkrachting. Voordat ek die eerste keer verkragt was, het ek gesê vir die Here dat ek nooit gaan 'n man vat en trou nie. Maar na die verkrachting het ek net gevoel dat ek kan nog maar net sowel 'n man vat en trou, want verkrachting maak 'n mens so vuil voel. Dit maak jou lewe, hy gooi jou lewe heeltemal in 'n ander rigting. Wel, ek was toe al 24, en ek het toe besluit dat ek gaan 'n man vat. Want in daai jare was dit mos nou, as jy 25 is, en die mense gesê, jy gaan rak toe. Nou, ja, ek het toe nou al reeds tyd het 'n kindjie gehad al. En 'n seentjie, Angelo. Maar jy weet, ek het toe 'n man geontmoet, in Prins Albert, 'n onderwyser. En ek het so goed gevoel dat Angie, die sapaaitjie, die eendag die skool gegaan het, het nou 'n onderwyser geontmoet. Ja. En ek het, toe hy in my belangstel en vir my die dag vra of ek sy meisie wil wees, het ek nie nog 2 keer gedinkie, maar ja gesê. Ja. En was hy lank aan na nie, dat sy toe vra hy my om met hom te trou. En my antwoord was sommer net ja. Maar gaan vra my eers my ma. En my ma het toe vir my gesê, my kind, dis natuurlik jou besluit en keuse, maar die man wat jy wil vat, is nie jou man nie. Maar ek het vir my ma gesê, mami, maar ek moet die man vat, die man is lief vir my. Hy sê hy's lief vir my. Wel, toe ek nou eers met hom getroud is, toe vind ek uit dat die liefde wat hy vir my het,
nie regtig daai soort liefde was wat ek wou hê nie. Maar ons het getrou en op my troudag, ek sal die dag nooit vergeet nie. Ek en my maat van die Hedresse afgekom, ons het in Lentegeer gebly in Mitchellsplein. Terwyl ons so oor die paadjie loop, sê die gees van die Here vir my, jy moet nie trou nie. Want die man is jou man nie, is iemand anders se man, al was hy nie getroud nie. Ek kon dit nie verstaan nie. Wel, ek het die Here teëgestaan en ek het gaan trou. Ek het my ma ook gesê, mami, weet mami, die Here wil hê ek moet trou nie. En my ma sê, maar my kind, dan moet jy nie trou nie. Ek sê, mami, maar ek moet trou. Sy maal is al klaar hier van Oudtshoorn af, hulle is hier vir die troue en ek moet trou. Ja. En ek het daai dag gaan getrou. En ons sê, dit was nie lank aan na nie en ons het by my ma in huis gebly op 'n kamer. Het hy sy onderwyspos gelos en hy het saam met 'n ou dan Lentegeer toe daar gebly het, begin 'n dag gerook, het begin drink. En hy het abusive geraak. Hy het begin om my het my geslaan. Ek het later aan gevoel soos 'n slaansak en gewonder, het lyk aan elke keer as die man my sien, wil hy my slaan. As ek van die werk af gekom het, dan, ek klim nog uit die bus uit, dan kom hy al sommer, ek was nou met al die dokters, het ek nog vandag geslaap, en dan het hy my sommer daar vandag geslaan. Ek het eendag van die kerk af, hy is die aand weg, hy kom die oggend, die Sondagoggend, my God. En toe hy nou aankom, toe ek nou op pad, net uit by die deur, want ek gaan kerk toe soek hy nou maar, hy soek kos, en ek sê toe vir hom, maar ek gaan nou eens kerk toe, jy moet nou maar self gaan maak. Toe ek by die kerk uitkom, ons het daar in Lentegeer, by die laerskool, daar het ons kerk gehad, Good Hope Ministries. Toe ons in die kerk uitkom, toe staan hy al by die skool se hek, en hy het my daar vandag geslaan tot by die huis. Sure. En ek kon nie dink dat die man my so slaan nie, maar ek dink toe nou, ek het toe nou 'n seentjie in die wêreld gebring, en ek het vir Angelo, en ek het toe nog 'n seentjie, ek dink, miskien as ek vir hom 'n kind gee, ek het swanger geword, en ek het 'n seentjie in die wêreld gebring, en ons noem hom Guillermo, maar toe lyk dit vir my, die man raak al erger. Miskien as ek hom nog 'n dogtertjie gee, dan sien baie keer is dit, wat ons vrouens die fout maak, is dat dit wat ons nie kan doen, die verwag ons dat kindertjies moet doen. Yes. Ek het swanger geword en ek was omtrent by my laaste maand, dan was dit altyd naweke, wou ek net wegkom van die huis af, want ek het geweet, met die man kan ek nie op 'n naweek bly nie. Ons het toe by my ma, nee, ons het nog binne in die huis gebly by my ma. Dan het ons daar vandag gegaan en vra ek vir hom, neem my asseblief Kaimor toe, nou my suster het in Kaimor gebly. En dit was nou altyd my plekkie, Ja. want toe ek gevlug het. En ek het geweet, by haar sou hy my nie kon slaan nie. Ons het 'n kar gekry van my swaar, as sy suster se man het ons 'n Ford, wat is die kar se naam? Ja, maar dit was 'n Ford. En die kar was toe nou vir ons gegee, van my, vir hom en die kinders. Ja. Maar die kar het toe nou gemaak dat ons lewe toe nou heel amper soos in uitmekaar het geword. As hy my afgelaai het, dan gaan hy van Medem aan 'n Medem optel. En Medem klink links in waar ek gesit het. En so gaan hy weg. En die dag het ek ook, die Vrydag, ek het my 2 kindertjies gevat, met 2 seentjies en Carol. As ook saam nou, Carol was die oudste dogter. Sy was die dogter van my suster. Ja. Ja. En omdat my suster baie gedrink het Carol by my kom bly. Carol het my eers kom help met die kindertjies en later het Carol my eie dogtertjie geraak. Ek was baie lief vir Carol.
En ek en Carolyn, Angelo en Guillermo is kamer toe na my suster toe. Hy het ons daar net afgelaai en weer in die kar geklim en hy het daar weggery. Sondagmiddag breek aan, hy werkie, maar ek werk. Ek werk toe by UCT. En dis 4 uur al die middag en ek bel hom. Dis het nog hy groot blokkie foon, so toe hy het nog die blokkies. Ja, iets so groot blokkie gehad. En ek bel hom, maar sê die foon net, try again later. En ek sê later vir my suster, June, ek sal maar moet ek moet maar die bus gaan vat, want ek moet weer toe gaan môreoggend. Ek en die 3 kinders het in die bus geklim, en ons het gery. En aan hy tyd, toe werk hulle op Stellenboschstasie, hulle het gewerk aan die pad daar. Die bus het gestop, Carol en Angelo het voorgeloop, uitgeklim, tussen ons het mense gekom, en ek het met Guillermo aangekom, ek is hoogswanger, enige tyd, want dit was op die 19de Desember, wat ek hierdie saam met hulle op die bus uitklim, en ek en Guillermo klim toe nou af, en toe ek nou die laaste trappie, sien nou maar die klomp mense wat daar so een kant staan, en die een vrou wys 'n vinger na my toe, en sy sê vir die blanke meisie, sy jong meisiekie wat daar een so gestaan het by die bus, en sy wys, dis sy, en ek dink nou, hoekom sal sy nou sê, dis sy, Ja. En die meisiekind kom en sê, hou my vas, en ek sê vir haar, maar moenie my so vas so nie, en sy huil, en sy sê, sy kan nie help nie, sy het nie gesien nie, toe sy sien, toe is dit te laat. Ek vra, wat het jy nie gesien nie? Sy sê vir my, wys vir my daar, en ek kyk, maar ek kon niks sien nie, want die klomp mense staan, en ek vat vir Guillermo, en ons toe gaan, en sy vat my ook hard tussen hy skaar mense in, en toe ek by die mense kom, so tussen hulle, toe sien ek, hier lê my seentjie lê en spartel in sy bloed. En ek kon net daar by sy jou liggaampie bak, en sy sê vir my, Anno, sy so jammer, en iemand die taxi ouens kom, en hy sê vir my, mevrou, ek het vers uitgevat, ons het nou al die ambulance gebel, maar hier op Stellenbosch maak die ambulance baie lang, en jou kan gaan hom doodbloei. Hy sê, ons kan hom op die draagbaar sit, en dan vat ons hom sommer met die taxi, aan Stellenbosch hospitaal. En ek sê vir hom, as jy weet wat jy doen, dan kan jy dit maar doen, tel my kind op. En hulle het hom opgetel en op hy draagbaar gesit, en ek is ook aan die taxi in, en hier ry ons weg. En ons op Stellenbosch hospitaal kom met die dokter net so oor Angelo gekyk, en aangesê hulle kan vir die kind kan hulle niks daar doen nie. Hy moet Grootskeer hospitaal toe gaan. En die ambulance is gereed, en ek en Angelo in die ambulance Grootskeer toe. En toe ons op by Grootskeer kom, vat hulle ons af en waak eenheid in, en hulle sit vir Angelo aan al die pype wat daar is, maar net 'n klomp pypies en goed, wat hulle op my seentjie sit. En dit val my by terwyl ek daar by die voete een van hy kot staan waarin hy lê. Ek staan by die kot as een kind, ek het nog laas 3 kinders by my gehad. En met 'n skok tref het my, ek het my ander 2 kinders, het ek op Stellenboschstasie vergeet. Ek dink as dit sê dat, kan 'n moeder haar kinders vergeet? 'n moeder, in sulke gevalle is dat, 'n moeder het vergeet. Ek het 2 kinders vergeet, want die ene is in 'n probleem, en die dokter vra vir my, wat besig is met Angelo daar, hy sê vir my, mevrou, hoe raak jy nou so bleek? Is dit die babietjie wat wil kom? Ek sê, nee dokter, is dit die babietjie nie? Ek het my kinders vergeet op Stellenboschstasie, en kyk, waar is ons hier in Grootskeer? Hy vra, is daar nie iemand wat jy kan bel nie? Ek sê, al een wat ek kan bel is my ma. En hy sê vir my, ek kan maar die foon daar gebruik, en ek kan my ma bel.
Ek het 'n man met 'n kar. Maar ek kan nie hom bel nie want waar kry ek sy foon bly beset. En ek sê vir mami, toe die foon lê en my ma antwoord en ek sê mami, ek is hier by Grootskeer. Mami, die kar het vir Angelo omgery. Angelo lê hier buitens hoop my ma, maar Carol en Guillermo, hulle is op Stellenboschstasie. Mami, wat kan ons maak om hulle aan te kry? En my ma sê, my kind, wag hou net gou aan. Jy stop nou 'n ding voor die hek. En sy kom terug na die foon toe en sy sê vir my kind, die taxi man het jou kinders huis toe gebring. Nou, ek wil eintlik sê dankie dat daar nog mense is in die lewe wat mekaar help. Ek dink baie keer dink 'n mens, mense gee nie meer om nie, maar mense gee om. Ja, daar is mense wat nie omgee nie, maar daar is die oormeerderheid is daar wat omgee. Mense sien dit nie aldag nie, maar mense gee om. En my ma sê vir my kind, jou kinders is nou hier by die huis. Kyk daar na Angelo. En onthou, mami bid vir jou. En Natasha, die lekkerste van alles is wanneer jou ma vir jou sê, mami bid vir jou. Ek weet daar is baie mamas wat nie daai ding vir hulle kinders kan sê nie. Kindertjies wat smag na daai woorde. Mamas wat nie regtig omgee nie. En ek het daar gestaan en hulle die goed aan Angelo gekoppel en ek is later aan die aand het verby gegaan en die oggend toe gaan ek huis toe. Daai was die 20, daai was toe nou die 20ste, ook Desember. Ek is daai oggend huis toe. En elke dag het ek maar so op en af gegaan. En die 24ste Desember, daai dag, toe staan ek af voor die deur, ek moet nou hospitaal toe gaan, maar ek kan nie, want my liggaam het oorgegaan in pyn. Want die babietjie besluit, die babietjie wil kom. En ek sê, mami, ek moet hospitaal toe gaan. En my ma sê van my, nee my kind, jy kan nie nou gaan nie. Ek sê, mami, ek moet hospitaal toe gaan, die babietjie gaan kom. Mami sê, my kind, jy is nog te kalm. Maar die pyn van my kind wat daar lê, maak dat ek die pyn voel van hierdie pyn wat ek van hierdie babietjie voel nie. En die ambulance het gekom, hulle het my gevat daarna in Hanover Park se hospitaal. En die suster sê nog vir my, mami, die gaan ons eerste Kersfees babietjie wees. Ek sê, suster, ons kan nie wag vir Kersfees nie. Die babietjie wil kom. Sy sê, mami, nee, die dokter is nog op pad. Jy moet nog wag. Jy moet nou maar jou asem, moet jy nou heeltyd so. Sy het haar net van my af omgedraai. Toe is het 12:15. Toe sê ek, suster, hier kom die baba. Sy het hy babietjie gevang met haar kale aan. Daar was ek nog vir haar tyd om enige iets te doen. Om handskoene aan te sit. En sy het die babietjie gevang. Prys die Here, en is het hy babietjie genoem Elmarie. Ek is toe nadat het hulle my seker so gehou, so vir 3-4 ure nog daar. En toe word ek weer huis toe gestuur. Die man het toe nog nooit uitgekom nie. Waar hy is, weet ek nie. Elmarie was omtrent al 9 dae. Toe weet die pa nog nie eers van haar geboorte nie. Ek moes vir Elmarie op my maag vasmaak. En die sit ek nou met nou klein babietjie, maar daar is nog 'n babietjie wat 'n seentjie wat 5 jaar oud is, wat in die hospitaal lê. Nou kom jy oggend na by die hospitaal en Angelo lê daar bewusteloos. Die pyp en alles hoor ek net kloppie in hom. En ek besluit toe nou die dag, maar ek kan maar net so wel moes maar terug gaan werk toe. En ek het weer huis toe gegaan en my ma gevra, mami, is mami bereid om na Elmarie te kyk? Ek moet elke dag hospitaal toe gaan. So ek dink ek gaan maar,
ek gaan maar terug werk Ja. toe. Nou, ek het by die mediese afdeling gewerk van UCT. Ja, elke oggend, voor ek werk toe gegaan het ek eers na Angelo toe gegaan. En ek het met die Here gepraat oor Angelo. En as ek daar weg is, dan gaan ek maar weer werk toe. Na werk is ek weer na Angelo toe. En so het Angelo daar gelê. En op 'n dag, ek dink amper, hy was toe al amper 8 maande al aan die hospitaal. Toe kom ek hy dag en ek sê vir die Here, ek kan nie meer so aangaan nie, Here. As U my seentjie wil vat hom. As ek U hom vir my wil teruggee, gee hom vir my terug. Maar ek kan nie so nie, Here, my kindjie is by die huis wat vir my wag. Sy drink aan my. En hier is ek met 'n kleintjie in die hospitaal. Jy weet, ek is huis toe. Die oggend, ek het die aand klaar met die Here gepraat. Ek het vir die Here gesê, Here, U moet hom vat of U moet hom vir my teruggee. Die nekste oggend toe ek by die hospitaal kom, toe Angelo sy bewussyn herwin. En Angelo sy so 'n gat hier deur die wang gehad, hier heeltemal deur tot binne in sy mond. Nou die gat, ek dink dit is die lig van hy, dit was so 'n Englia karretjie, hy met die snaakse liggetjie daarbo. Hy lig het hom hier gevang in die gat dwars deur. Nou dokter kon nie die wangetjie stitsie, want hy sê dit moet nou van binne af, wanneer hy gesond word. Toe ek by Angelo staan, toe ek by die hospitaal kom en Angelo sy bewussyn herwin het. Eerste wat hy vir my sê, Mama Lien, ek kan nie loop nie. En ek sê vir hom, Angelo, die God van Mama Lien gaan die gebruik van jou beentjies vir jou teruggee. Amen. En ek praat met die Here oor my seentjie en ek sê vir hom, die liewe Jesus gaan nie gebruik van jou beentjies teruggee. Weet ek het die dag nog marshmallow lekkers gehad. En ek gee vir hom een man die marshmallows wat in my sak was. Ek was so spyt ek het daai marshmallow vir hom gegee. En toe ek die lekker vir hom gee. En toe gaan hy marshmallow in die gat hier by sy vang. En die soetigheid van die ding en hom seker en hy het so gehuil van die pyn. Maar ja, ek is nou maar werk toe. In die middag weer terug gaan. En van die hospitaal af is ek huis toe en ek sê vir hom, voor ek hom los, sê ek vir hom, Mama Lien gaan vir jou bid. Liewe Jesus, gaan nie gebruik van jou beentjies teruggee. Amen. En weet ek het die aand gaan slaap en die aand kry ek 'n droom. En die Here wys vir my dat hoe dat ek 'n plankie vat, so klein plankie en ek sit dit in sy kuit en ek vat die kruitverband en ek draai dit want sy beentjie was heel, sy beentjie en sy linker beentjie en die armpie was heeltemal so opgetrek. Hy kon nie, as hy die beentjie neersit, dan het hy na die kant toe geval, soos hulle vir hom fisio gegee het. Maar die Here sê vir my die aand in die droom, dat ek met die plankie in sy kuit sit, en dan moet ek het verband met die kruitverband. Ek moet dan 'n halwe besemstok neem, want ek gaan my kind so leer loop. Die Here wys hy moet sy hande in die middel van hy stok sit, en myne aan die kant moet ek het sit, dan moet ek hom so leer. Maar hoe maak ek nou? My kind lê in die hospitaal. Ek het die oggend, is ek maar weer soos gewoonte, as ek weer hospitaal toe en ek het dan gewag vir die dokter en ek vra vir die dokter, man dit is toe die Vrydagoggend. Ek vra dokter, kan ek vir die naweek vir Angelo huis toe neem? Sy sustertjie is ook nou al 8 maande oud, dokter. Hy het nog nie sy sustertjie gesien. Kan ek hom maar nie net leen vir die naweek? En dokter sê sy besluit, hy moet nou eers met sy kollegas of almal wat nou met Angelo werk, met hy nou eers. En ek is toe maar daarvan na weer terug werk toe. En dan seker hier so voor 3:15, toe sê my baas, Angie, die hospitaal het vir jou gebel. Hulle wil hê jy moet dringend opkom hospitaal toe. Hy vra vir my, Angie, het jou seentjie dan nou sieker geword?
Ek sê dokter nie so ver ek weet nie. Ag meneer is so ver ek weet nie. Ja. Hy sê eintlik ek kan maar sommer huis toe gaan. En ek vat my sak en ek is hier op hospitaal toe. Suster Angie, ons tyd is op. Wanneer ons terugkom volgende week gesels ons verder met Suster Angie se storie. So moenie weggaan nie, bly ingeskakel hier op Mense en hul stories volgende week selfde tyd, selfde plek. Dankie Suster Angie. Dankie Natasha. Sien jou volgende week. Yes.